Hoor jy, ek's bekommerd. Frans nou hier uit. Hy het vir my gesê hy gaan geld trek, maar hy is weg met 'n sykous en 'n halgeweer. Kan die Here van iets negatief iets positief maak ook. Ons onderskat glad nie die Here in dit in ook nie. En ook een ding net interessant van Bethel, hulle het 'n healing ministry waar hulle ouens leer om mense te genees. En tydens COVID moes dit toegemaak het want te veel mense het COVID gekry. As kind was ek het glad nie groot geword in 'n kerk nie. Maar ek het nou al met klomp mense gepraat wat uit daai generasie uitkom. Die gemeente het kliphard saam gesing. Ek weier om 'n liedjie te sing van 'n kerk wat sulke tipe goeters geondersteun het of toegesmeer het. Ja. Ons kritiek op die charismatiese beweging en ons gaan vanaand, waar ons laas gepraat het oor meer slain in the spirit, ons 'n bietjie die geskiedenis gegee van John G. Lake, wil ons vanaand praat oor nog 'n ding wat baie prominent is in die charismatiese beweging, maar ook in baie ander kerke. En dit is die hele konsep van kontemporêre Christen musiek. So, kom ons praat 'n bietjie vanaand en ons sê, is kontemporêre Christen musiek regtig 'n Bybelse konsep wat ons kan volg en wat ons dink beneficial is vir ons moderne kerk? Ek dink as jy gaan kyk na die kontemporêre musiek buite nou die Christelike kant, is jy sal sien van hierdie kant af praat hulle heeltyd net oor hulle gevoelings en hoe hulle voel, soos ek voel nou hartseer en kom ons sing bietjie liedjies, daar's daai een Afrikaanse liedjie wat die lirieke is letterlik, soms is jy hartseer want jou hart is seer en soms is jy raad op want jou raad is op. Soos ek dink mense skryf. Is dit 'n Christelike liedjie wel? Nee, dis nie 'n Christelike liedjie nie. Maar dit is 'n sekulêre, maar in die Ek sou nie kontemporêre verbaas gewees het as dit 'n Christelike liedjie ook is. mense moet nou net die tips vang hierso nie. Maar dan gaan kyk jy nou na die Christelike kant. Jy byvoorbeeld daai Lauren Daigle liedjie wat sê you say I am loved, but I don't feel a thing. Verstaan so, nou dit gaan heeltyd oor hoe ek voel. Maar dan gaan kyk jy in die vroeë kerke. Ons het liedboekliedere gekry. Daar is letterlik psalms wat ons sing. Dit is suiwer skrifgetroue teologie wat oorgedra is, wat ons gesing het destyds. En dit is die waarde wat daarmee gedra is, maar nou word die kontemporêre musiek in die kerk toegelaat en die liedboek is heeltemal weggestoot. Dis te ouer garde. Ons het nie nodig om daai ou goeters meer te sing. Ons moet nuwe goeters inbring. En as gevolg van die nuwe goed wat ingebring is meeste van die goeters regtig op pad na 'n verkeerde kant toe. En dis waar die gehoor gestreef word. O, dis so pragtige musiek. Jy weet Johanna, ek hou regtig daarvan. Kom ons gaan weer kerk toe. Die musiek is net vir my pragtig en dan die predikant se preek is nie eers so treffend nie, maar die musiek is pragtig Johan. Ons gaan weer. Sulke goed. Ja, presies so. Ek dink die ding is wat mense moet besef is net so baie as wat ons pastore soek wat teologies opgelei is en vir ons goeie teologie gee van die kansel af, van die preekstoel af. Net so is dit belangrik dat die ouens wat musiek skryf teologie moet ken. So een aspek van die is die woorde self. Die woorde wat ons self sien in die liedjies is baie keer problematies. Soos jy nou gesê het, dis baie keer menslik gefokus, dis baie keer nie gefokus op God nie. Dis nie om God eer te bring nie, maar eerder hoekom die Here al my probleme oplos. Soos een waarna ek altyd dink, is 'n Hillsong liedjie wat dit sê, he didn't want heaven without us, but he brought heaven down. Jy weet, soos dit is dit grens vir my aan 'n blasphemous statement. Ek dink die liedjie se naam is What a Beautiful Name It Is. So verstaan jy die konsep dat God dit wat daai man vir my Hy is so eensaam, hy is so alleen, hy kan nie sonder jou nie. Hy kan nie sonder die mens klaarkom nie. Is dit nie maar wat daai liedjie vir ons sê nie? He didn't want heaven without us, so he brought heaven down. Nou, wat ek daai verstaan, is dat die heaven wat hy afbring, is soos om 'n hemel op aarde tipe, jy weet, vibe te kweek hierso, sodat die aarde vir ons lekkerder is. Nou, ouens wat sê, hulle dink dit praat eintlik van Jesus wat afgekom het, dat dit is heaven, dan maak die res van daai ding nie sin nie, want hy sê, he didn't want heaven without us. So jy kan nie nou sê, die hemel is Jesus in die tweede deel, maar nie in die eerste deel nie. So want dan sê jy, so God wil nie saam met Jesus in die hemel wees nie. Verstaan jy wat ek sê? Ja. So daai redenasie maak nie sin nie, en die hele konsep van hemel op aarde is 'n bad ding, want as
hierdie jou beste lewe nou is, dan is jou pad hel toe. Verstaan jy wat ek sê? So Klink soos 'n Joel Osteen boek. 'n Joel Osteen boek, verstaan jy? So ons soek nie hemel op aarde nie. Ons soek Christus. Ons soek Christus wat in ons lewe en dan sien ons uit na eendag wat ons saam met hom in die hemel sal wees. Nee, verseker. En ek dink ook veral want dis 'n populêre lied gewees op sy tyd. Ja. Ek praat nou op sy tyd, dis seker so wat dit 15 jaar terug 15 jaar terug. What a beautiful memories, ja, of na dit. Maak nie saakie. Fact check om dalk dit vir ons wanneer jy dit opsit. Maar daar was die een liedjie wat ook uitgekom het, Reckless Love. Ja. Nou, daai liedjie, die mense was absoluut mal daaroor. Amper elke kerk het dit ek sê ons nou nie sê amper elke kerk nie, maar meeste kerke het daai lied toegelaat in die kerke. Kom ons sing hierdie liedjie as 'n aanbiddingslied. Maar dan dink jy mooi aan die woorde reckless. Jy weet, vra nou Google gou vir ons daarso die woord reckless. Dan lees ons, hoor ons net gou die definisie van wat is reckless. Dan moet ons onsself die vraag vra, want dit is soos jy gesê het, woord is absoluut belangrik. Dit is so belangrik vir wanneer ons dit sing, dat die persoon wat sit en luister en die woorde op die bord sit moet inneem. So, hierdie is waarheid wat ek hierso sing. Maar dan lees ek nou die woord reckless, wat Frana nou vir ons deur gaan gee. Acting without thinking about consequences or not caring about the danger or impact your actions might have. Okay, dis genoeg vir 'n heresie daai. Wat dink jy, som dit God op? Ja. Jy weet, hy doen iets sonder om oor dit te dink. Om die waarheid te sê, impulsief. Ja, dis totaal en al 180 grade teen hoe die woord ons sê om liefde uit te leef en uit te beeld. Maar ek dink kom ons vat net gou 'n tree terug en ek wil net die sê, Spencer Smith het 'n groot impak met my gehad in die manier wat ek dink oor Christen musiek. So kom ek sê net eers, ek dink mense gaan dink is absurd dat ek en jy byvoorbeeld iets sê soos daar's Christen musiek wat problematies is. So ek dink meeste mense wat daar sit sê, hoe kan dit verkeerd wees dat ek die intensie het om die Here aan te aanbid en jy weet, hier het ons 'n mooi melodie deur 'n kerk wat sê net maar soos Hillsong geskryf het, 'n kerk soos Bethel geskryf het. Wat kan fout wees daarmee? So ek dink die eerste punt is ons moet identifiseer dat baie van hierdie kerke, ek sal sê Bethel veral, Hillsong dink ek ook, is vals kerke. Dis nie kerke wat regtig wedergebore mense het nie. Dalk is daar 'n wedergebore persoon hier en daar, maar die teologie wat hulle preek, baie keer van die kansel af is totaal en al verwyderd van skrif. Ja, want dis hier die skape wat gevoed word, hier is die bokke wat gevoed word. Ja, maar bedoel as jy het byvoorbeeld soos Brian Houston wat gesê het dat God en Mohammed is dieselfde ding. So ek sal 'n bietjie daai klip gaan kyk sodat mense nie sê ek vat hom uit konteks uit. Jy kan daai hele preek gaan kyk. How do you view God in a desert? There's two types of birds. There's vultures and there's hummingbirds. One lives off dead carcasses, rotting meat. The other lives off the beautiful, sweet nectar in a particular flower on a particular desert plant. In the same desert, they both find what they're looking for. You know, take it all the way back into the Old Testament, and the Muslim and you, we actually serve the same God, Allah to a Muslim, to us Abba Father, God. As jy ou het wat so iets preek, en dan moet jy ook gaan kyk na ander goeders wat Hillsong gedoen het, is ek bedoel, Brian Houston se pa was 'n pedofiel, soos hy was skuldig bevind van pedofilia. Hy het kinders gemolesteer terwyl daar 'n selgroep aan die gang is. Hy gaan na mense se huis toe. Ja. Hulle speel 'n liedjie op die TV en dan gaan hy en dan gaan molesteer hy 'n kind. So ek bedoel, en hy was toegelaat om weer te preek daarna. Kan jy dit glo? Na alles van dit uitgekom het, skuldig bevind alles, hulle het dit toegestraai smeer vir jare. Brian Houston self het dit try toesmeer en na dit alles het hy maar net weer teruggegaan en gaan preek. En in daai preek kan jy gaan hoor hoe sê hy, "Jy kyk hierdie mooi kinders wat hier voor my staan." Ou wat 'n pedofiel is. So ek bedoel, as jy dink ek gaan so 'n kerk ondersteun deur hulle musiek te speel. Soos ek is, want wanneer ons kerk Hillsong musiek speel, dan ek hou my mond en ek sit. Ek weier om 'n liedjie te sing van 'n kerk wat sulke tipe goeters geondersteun het of toegesmeer het. Ja, ek dink veral met daai siening, jy kan nie saam sing met mense wat 'n denominasie wat daai goeters goedkeur nie. Want jy, as ek nou so kan stel, jy klim met die vyand in die bed.
Vir die leek wat daarso in die kerkbanke sit, jy weet nou is jy in 'n gemeente en miskien speel jy dalk die lied elektronies of so en op die bord verskyn daar What a Beautiful Name. En net na elke liedjie dan verskyn hulle brand, Hillsong of Bethel Music of wat ook al se rigting jy daarna toe gaan. Vir die persoon wat in die kerkbank sit, hulle kyk dalk so, hierdie is nice, ek like hierdie liedjie, en ek sien ons luister Hillsong se musiek. So as ons hulle musiek kan luister, dan kan ons heel moontlik na hulle preke ook luister. En daai is die byt. Nou, ek dank die Here, daar is mense wat die onderskeiding kan tref soos oor hierdie liedjie is nie reg volgens die woord nie, ek wil nie na dit luister of enigiets nie. Maar daar's baie, die meerderheid, wat nie bewus is van wat daai denominasies doen nie, wat so skade bring, dat hulle is bereid, kom ek gaan luister na hulle boodskappe. En so die herders van die gemeente is ook nie eers bewus van die liedjies wat hulle in die kerk inbring nie, want dit volg 'n trend. Kom ons soek die beste kontemporêre Christelike liedjie en bring dit in die kerk in, en almal is mal daaroor. Maar hulle fail in die mate om nie te gaan ondersoek doen oor dit wat hulle speel in die kerk. Obviously, vir die leraar in die kerk doen hy ondersoek in sy skrif wat hy moet doen, maar jy moet net so ondersoek gaan doen in die musiek wat jy toelaat in jou kerk ook. Want jy kan nie net enige persoon se musiek daar gaan speel nie. Vir die konservatiewe kampe, jy gaan nie Joel Osteen of Stephen Furtick in jou kerk inlaat nie. Nie naaste by nie, want jy weet hulle is besig met 'n ander agenda. En die oomblik wanneer jy dit doen, het jy jou kerk oopgemaak vir gevaar. En soveel van die skape gaan nie eers gespaar word vir dit nie. Ja, presies. So jy het nou al 'n paar hierso genoem. So Hillsong, dink ek is verseker een wat vir ouens moet versigtig wees. Nie net versigtig wees nie, ek kan nie sien as jy verstaan wat daai kerk preek, waarvoor hulle staan, dat mense nog enigstens hulle kan ondersteun nie. Bethel, ek wil as jy gaan kyk, ons het laasweek bietjie gepraat oor hierdie Slain in the Spirit. Nou, hulle is die poster child ouens van hierdie. En ook een ding net interessant van Bethel, hulle het 'n healing ministry, waar hulle ouens leer om mense te genees. En tydens COVID moes dit toegemaak het, want te veel mense het COVID gekry. So net daai, dat ouens nie kan vir hulle self dink en sê, hoorie, en Brian Johnson, is dit hy, Brian Johnson, is dit die hoof, Bill Johnson. Bill Johnson. Bill Johnson het brille. Hy is hierdie groot healer, maar hy kan nie sy eie oë genees nie. Is daar ding van enige ou wat sê hy het die gawe van genesing en hy kom na jou toe met brille. Moet jy nie gaan doen. Dis hierdie se gawe is nie so great geontwikkel. Maar ja, so dit is, kom ons sê Bethel, Hillsong, Maverick City Music sal ek ook ouens baie ernstig oor waarsku, en dan nou Elevation. Jesus Culture ook. Jesus Culture, ja, hulle is as 'n deel van Bethel. Van Bethel, ja. Hulle is 'n deel van Bethel. So, ek wil net weer eens, gaan doen jou eie ondersoek. So ons die groot ding wat ons hierdie video's maak is, moenie net ons woord vat daarvoor nie, gaan ondersoek hierdie goed self, maar gaan ondersoek dit deeglik. Gaan kyk wat se doktrines preek hierdie kerke. As jy fyn is met Bethel wat rondruk en mekaar stamp en hulle doen dit tot op 'n hypervlak. Gaan Google bietjie Bethel Fire Tunnels, dan sien wat doen daai mense. Dit is boos. Dis letterlik van die booste goed wat ek al gesien het. So, om hierdie ouens se musiek te sing en in die kerk te sing is net vir my, ek kan nie sien dat jy enigstens discernment het as dit nie vir jou pla om iets te sing van iemand. Nou, die ding van hierdie is, wat in 'n manier, ek dank die Here dat soos die sluiers van my oë afgeval het met die, maar as jy dit eers raak sien, is die ding, jy sien dit oralste. Dan sien jy hoeveel musiek ons sing, hoeveel goeters ons ondersteun wat onbybels is in die kerk. Ja, en ek dink veral met hulle musiek, omdat dit so treffend is, maak hulle 'n baie unieke geluid, soos wat jy laasweek genoem het. Dis daai oom. Met die oom, Ja, en dis eintlik, dis net so 'n normale ding vir hulle, dat so mense is so gewoond aan dit, dat hulle sal sê,
Ek het nie 'n probleem met dit nie. Ja. En selfs vir die konservatiewe kampe wat dalk hierdie musiek in hulle kerke toelaat, Robbie. Wat sal jy byvoorbeeld sê vir die leraar wat dalk byvoorbeeld sê, jy weet, maar ons fokus nie op die denominasie, ons fokus op die woorde, jy weet, dis mense se geleentheid om stil te raak met die Here, om hom te gaan soek in hierdie aanbiddingslied. Moenie worry soveel oor die woorde en spandeer jy tyd saam met die Here. Wat sal jy sê vir so 'n leraar wat dit dan toelaat? Ja, so hier is die ding. Eerstens, ek wil net gevind wat jy nou gepraat oor die oom. Dan gaan ek jou 'n mooi antwoord op die vraag wat jy gevra het. So, as ons gaan kyk wat daai oom is, en jy het dit laasweek so vinnig genoem, dis presies hierdie klank wat die boeddhiste maak. Soos daai ouens wat mos so sit met hulle vingers so op hulle knieë en hulle traai daai frekwensie, daai oom. Wat daai eintlik is dit is 'n frekwensie wat hulle wil probeer intap, wat hulle glo soos die ether unlock. Hulle glo hulle kan in 'n ander dimensie ingaan. So daai frekwensie doen iets aan 'n mens. Dit unlock 'n sekere emosie wat 'n okkultiese emosie is. Dit maak jou baie meer susceptible aan die preek. Dit maak jou baie meer oop om in 'n hoë geestelike plek in te kom. So dit is baie spesifieke frekwensie wat jy kan gaan Google, en dis eintlik die scary ding. Dis hoekom daai klank daar is. Dis hoekom daai klank in die liedjie sit, want dit bring jou op hierdie hoë geestelike frekwensie wat eintlik 'n boeddhistiese, hindoeïstiese. Sal jy dan sê dis hoekom baie van daai mense so uit balans is of so? Presies dit, ja. Dis hoekom jy baie van hierdie klokke ook kry. Hulle het geglo dat daai frekwensie wat 'n klok maak, dis hoekom dit op baie kerke ook is. Bo op kerktorings is. As daai klok lui, hulle het geglo dit het bose geeste en so ook afgeweer. Maar die punt is wat ek probeer maak is, gaan kyk bietjie frekwensies in musiek het 'n ander energie, 'n new age tipe okkultiese energie wat agter dit aan is. Maar sover as jy gesê het soos okay, ons sing nou van hierdie Bethel musiek en soos hulle lirieke is 100%. Jy weet, soos daar's niks fout met die lirieke nie, ons kan dit ondersteun. My groter issue by dit, en ek wil nou nogal wat jou opinie is, ek dink die genre van musiek maak ook saak. So kom ek sê vir jou, my persoonlike gevoel is ek hou van rockmusiek. Ek hou van harde dromme en gitaar en soos selfs meer na 'n metal kant, soos die sekulêre vleeslike kant van my. Jy right daar. Vra nou welkom. Het ons iets gesê wat jou ontstel. So die sekulêre kant van my is soos ek hou van daai musiek. Maar wat ek verstaan is, dis my vlees wat daarvan is. Soos geestelik gesproke, glo ek nie, ek dink daar's iets soos Christen rock is 'n oksimoron. Dit bestaan nie. Daar is nie iets soos Christen musiek wat ons die melodie van rockmusiek kan vat en dit as Christen terminologie daarin sit en nou noem ons dit Christen rock and roll. So rock and roll byvoorbeeld, die agtergrond van dit is seks, drugs en rock and roll. Dis gemaak om 'n sekere tipe frekwensie en 'n sekere tipe klank te bring wat jou in 'n sekere by sit by 'n rock konsert. Verstaan jy? So wat ons moet verstaan is musiek is nie amoreel nie. Met ander woorde, daar is 'n moraliteit net aan die dingetjie van musiek. So heavy metal ouens sal weet, jy speel 'n sekere kombinasie van melodieë wat 'n tipe bose klank evoke. Jy weet, dit bring 'n tipe boosheid uit daai musiek uit. En ons weet heavy metal is gebou soos op satanisme. Dis wat daai ouens self sê. So jy kan nie nou gaan in hierdie genre vat, Christen lirieke bys dit sit en dit, jy weet, nou eer ons die Here met hierdie heavy metal Christen musiek, want soos Jakobus 4:4 sê vir ons, hy wat 'n vriend is van die wêreld is 'n vyand van God. So ek weet nie jou gevoel op dit nie, maar om terug te kom by dit, soos die konservatiewe pastoor wat Hillsong musiek in sy kerk sing, al is die lirieke fyn, die feit dat ons 'n genre daar speel, want baie van dit is rock, baie van Hillsong se musiek is meer na 'n rock and roll kant. So net daai melodie in homself het ek mee 'n issue. Al sit jy die mooiste lirieke daarby, hierdie musiek bring 'n sekere emosie uit jou uit. Ja. En ek het net 'n issue met dit op sy eie. Ja, op lofsang wat ons gee aan die Here is letterlik vir hom. Jy sing vir hom. Maar nou bring jy 'n lied in die kerk in wat eintlik gaan oor jou. Ja. Die fokus is heeltemal weg. So jy moenie daar in die kerk uitstap en sê ek voel goed oor myself nie. Jy moet daar uitstap en sê ek wil meer vir Christus leef. Want hoe dieper jou teologie is en jou verstaan van God, hoe dieper gaan jou aanbidding raak ook.
Maar as jy 'n oppervlakkige siening het van God, jy weet God is net 'n God van liefde, dan gaan jou aanbidding ook oppervlakkig wees. Daar gaan nie diepte in dit in wees nie. So ek dink dis iets waarna ons kykers ook gerus na kan kyk ook. 'n Ander ding, net om terug te kom op jou stelling van rock and roll musiek. Dit is een van my gunsteling mense na wie ek luister, soos jy het jou vleeslike kant. Ek luister byvoorbeeld na Skillet. Nou, wat ek groot waardering het vir Skillet, is dat hulle het fisies self gesê, alhoewel hulle van daai musiek na die Christenkant is, hulle het uitdrukklik 'n statement gemaak, julle sing nie ons liedere in die kerk nie, dis nie gemaak vir kerkdiens nie, want ons net 'n spesifieke metode in kerkorde. Dit moet ordelik wees. Nou, vir hulle, wat die rock and roll kant doen, of die rock gedeelte doen, gaan vergelyk hulle teenoor destydse Kon, self vandag nog ook, Slipknot. Hulle doen rituele en goeders voor die tyd. Die ongelowige kamp. Hulle bid dat die Satan sy werk daar, dis hoekom hulle hierdie moshpits en goeders het partykeer om in mekaar in te gaan. Dan gaan kyk jy na hoe Skillet hulle opening begin. En hulle vra, Here, seën hierdie asseblief. Hoekom? Want daar's so baie mense wat in daai gehoor is, wat nie noodwendig na 'n liedboeklied sal luister, of na 'n kerklied soos wat dit plaasvind in die kerke nie, maar hulle bereik hierdie gehoor, waar ek en jy nooit sal nie. Soos ek sal nie byvoorbeeld daar gaan wees om so te gaan kuiter nie. Dis my persoonlike oortuiging. Ek is nie daai ou wat daar met daai mense, dis nie my sterkpunt om met sulke mense, daar's mense wat geroep is om met hulle te kan werk, en ek dink dis hulle platform waar die Here hulle gebruik om daai mense te bereik. En jy kan selfs gaan kyk, daar's hoeveel van daai mense wat by Skillet se goeders gaan kom en deur te sê, ek het nader aan die Here gekom as gevolg van hierdie lied. Nou, hoewel dit vir baie mense negatief lyk, kan die Here van iets negatief iets positief maak ook. Ons onderskat glad nie die Here in dit in ook nie. Maar mens kan natuurlik verstaan hoekom daai tipe musiek nie ingelaat moet word by die kerk nie. Ja. En ek dink ook nie, dis noodwendig iets wat jy wil net daai musiek luister nie, want jy gaan kop uitruk heeltyd as jy daai goed luister. So ek luister byvoorbeeld die Gaties. Hulle is vir my absoluut besonder. Hulle skrif, ernstigheid oor die skrif is fenomenaal vir my. Hulle musiek wat hulle inbring is regtig goed. Inteendeel, hulle het 'n liedboek uitgebring hierdie jaar wat bietjie meer modern is nou, vir die gemeente om saam mee te kan sing. Bring die gesangeboek weer terug in, want as jy gaan agterkom, jy kan gaan kyk na Tim Challie se artikel ook in verband met sang, is die mense nie meer begin ondersteunig raak teenoor sang nie. As jy gaan kyk in die ou dae, Robbie, ek weet nie hoe was dit toe jy as kind was, ek het glad nie groot geword in 'n kerk nie, maar ek het nou al met klomp mense gepraat wat uit daai generasie uitkom. Die gemeente het kliphard saam gesing. Die mense het baie saam gesing, en vandat hierdie kontemporêre musiek en goeders begin inkom het, was die voorsangers se mikrofone die hardste gewees. Die dromme, die klavier is net meer harde. Dit is so oorweldigend dat die gemeente glad eers meer wil saam sing nie. Die voorsanger is letterlik net daarso, soos in die eerste 2 video's wat ons gedoen het. Hy's net hierso in die agtergrond. Hy was net daarso vir bietjie begeleiding dat jy kan hoor. En so dit nooi die hele gemeente dan in op sang. Maar jy kan nie dit doen op rock and roll musiek nie. Jy kan na die woorde luister, maar dis nie iets wat jy regtig kan gebruik vir aanbidding nie. Ja. Kyk, kom ek sê vir jou, my issue met Skillet en so is ook, ek bedoel, hulle is by sekulêre konserte, en in die manier wat jy dit gesê het, is dit vir my 'n baie pragmatiese benadering. Hierdie idee van, ons moet nou gaan tussen die heidene, jy weet, hierdie heidense gebruik tot 'n groot maat adopt, en dan van dit af net Christen terminologie daarin sit. So verstaan jy wat ek sê? So ek verstaan wat hy sê, ons moet dit in die kerk sing nie, soos dis obvious. Maar ek moet sê, om dit nog te ondersteun, die hele konsep van Christen metal of Christen rock and roll is nog steeds die melodie wat hulle speel, soos ek nou probeer verduidelik het, is nog steeds 'n melodie wat aangenaam is vir die vlees. Verstaan, dit draai 'n vleeslike aksie in jou uitkry. En ek het 'n issue met
kos gebruik hierdie vleeslike ding saam met 'n geestelike ding, want jy kan nie sacred en secular meng nie. Verstaan, dit voel vir my, dis presies waarvan Jakobus 4:4 praat. Jy is nou besig om 'n vriend van die wêreld te wees en 'n manier wat jy hierdie melodie bymekaar sit. En om dit, as ek dit nou blaatant kan sê, is soos die rock and roll is gemaak om jou eintlik te arouse. Verstaan jy? Dit is gemaak om 'n emosie in jou uit te bring wat nie bedoel is in 'n omgewing saam met ander mense, in 'n omgewing saam met Christen mense nog meer nie. So ek is altyd versigtig vir die ouens wat sê daar's vrug wat uit hierdie goeters uitkom, want hoe weet ons regtig daai persoon is wedergebore wat by 'n skielet konsert is? Hulle het dalk nog gesê ek het hierdie experience gehad met die Here, maar baie keer wanneer ons hierdie sekulêre metodes gebruik, of hierdie pragmatiese maniere om mense by die Here uit te kry, dan bly hulle vir die pragmatiese goed. En wanneer die pragmatiese goeders begin geadres word en sê maar luister jy moenie nou net na ons rock and roll luister nie, jy moet na hierdie mooi rustige kerkmusiek ook luister, dan begin hulle issue daarmee maak. So ek weet nie of jy gesien het Kon se hoofsanger Brian Welsh, hy was 'n headgitarist. Hy het soos tot bekering gekom, maar as jy bietjie daai ou se goeders nou gaan kyk, hy's woke en hy's allerlei snaakse goeders wat hy glo, so sy bekering is baie vreemd. Gaan kyk bietjie sy onlangste tweets, sy onlangste Instagram goeter. So dis net weer eens, ek kan nie sien dat jy 'n voet in die wêreld kan hou, want so skielik sing nou daar saam met ouens wat God belaster net na hulle. Jy weet, God laster en God vloek en ons is nou op dieselfde stage sonder dat hulle regtig dit adres. Verstaan jy wat ek sê? So ek hoor wat jy sê, maar ek dink maar ons gebruik jouselfde benadering. Ja. Buiten musiek nou. Jy word genooi vir 'n kuier. En al daai mense is besig om regtig erg te drink of te vloek. Praat onder die beld en al daai negatiewe goeters. En jy het die geleentheid om die Here se naam daar groot te maak. Sal jy die geleentheid gebruik? Ek sal, ja. Okay. Nou, daai mense, hoewel hulle genooi is, speel dalk net voor die tyd of dalk net na die tyd. Daar kan iets goed van dit afkom. Ons kan nie sê daar gaan niks goed van dit afkom nie. Want jy kan selfs gaan kyk deur die skrif. Daar is hoeveel omstandighede wat dit net nie gelyk het dit gaan beter nie. En die Here het nog elke keer iets bereik uit negatiewe omstandighede. Nou, met Skielet se goedjies, dis nie dat ek net vir hulle opkom nie, maar ek het innige simpatie van daai kant af. Want baie van daai mense daar is gebroke mense. En so, ek is byvoorbeeld een van daai mense, ek luister nie noodwendig vir die melodie nie, hoewel die melodie partykeer mooi is, die woorde is belangrik. So as daar van daai mense daar is wat sê, hoorie, die riff van hierdie musiek is nogals nice, maar hierdie woorde was treffend gewees. Jy weet, dan sit 'n ander approach. Dan kan jy nogal sê, jy weet, daar's 'n impak. Verstaan, maar om te kom sê dat daar gaan glad nie iets goed van dit uitkom nie, onderskat ons dan eintlik 'n mate van hoe God kan werk. Ja, ek sê nie daar kan nie iets goed uitkom nie. Ek bedoel, daar kan goed uitkom, maar dis ten spyte van die musiek. Ja. Verstaan jy, die Here kan werk. Dis weer eens daai half benadering van ons dink amper die Here kort al die hulp wat hy kan kry om mense by die Here uit te kry. Verstaan jy wat ek sê? So my issue is net ek kan nie sien dat 'n gospel band kan op 'n stage klim saam met iemand wat nou net hierna, soos 'n Marilyn Manson tipe ou wat nou hierna gaan kom en God belaster en sy hele approach na musiek is satanies. Verstaan jy wat ek sê? So hierdie is natuurlik 'n ding waar ouens baie debatteer, wat baie verskil. My ferm posisie is ek dink genre, want hier is ons die ding. As jy gaan nooit in 'n huisbak inklim en in die huisbak gaan daar Swedish death metal speel. Nee, glad nie. En jy gaan nooit by 'n Swedish death metal konsert sit en hulle gaan huisbak musiek speel nie. Ja. Want jy soek 'n sekere emosie. Jy wil 'n sekere emosie ontlok in 'n mens net deur die melodie. En hier is ons die ander ding, net om ons weer terug te bring by die kerk en die charismatiese ouens. Ek kan vir jou 'n mooi melodie maak, nie ek nie, maar 'n musikale ou. Maar 'n musikale ou kan vir jou 'n mooi melodie maak wat jou in hierdie euforiese plek bring. Hierdie groot wat jy voel ek is nou naby die Here, hierdie emosionele omstandighede en daar's geen Christen musiek enigsins daarin nie. So dis die ding, musiek se effek op ons emosies en op ons manier van dink en 'n dingetjie wat jy herhaal is kragtig. En ek dink ons moet net so versigtig vir dit wees as enige teaching. En my redenasie is die melodie
self. Ek dink die melodie self is nie amoreel nie. Amoreel in die sin van jy het 'n theist wat iemand glo in God, 'n atheist is iemand wat nie glo in God nie. So moreel, amoreel beteken dit het nie moraliteit nie. Ek dink nie musiekmelodie is neutraal nie. Ek dink musiekmelodie het 'n morele komponent aan dit, net die melodie in homself. Maar weet jy of jy gevoel ons wil afsluit nog iets sê op dit nie? Ek dink dit sal goed wees as ouens in die comments vir ons sê hoe julle voel hieroor. Ja, as die ouens meer aan jou kant wat sê nou maar iets so skiel dit sal goedkeur of aan my kant wat sê nee, bly ja, weg. deel julle gedagtes, ons wil graag hoor van julle kant af ook. Net in verband met lofsang, dis nie daar vir 'n show nie. Dis daar letterlik om God se naam groot te maak. Dis om eer te gee aan hom. Dit wat jy daar lees is dit wat jy wil verklaar in gebed uit danksegging vir hom. Jy doen dit met 'n vrolike hart. Jy kan Kolossense 3 hierso van vers 15 tot 17 af lees. Jy weet dit gaan regtig dat ons onder mekaar hierdie lofsange en goeders deel met mekaar. En so deel dit onder mekaar, maar moenie uitspattig raak nie, want God se huis is 'n huis van orde en hou daai orde betaamlik en bring hom eer in alle opsigte in die kerk ook.